Dis is links eers lees, Mapungubwe, die eerste staat in Suider-Afrika. Mapungubwe wat is die eerste staat in Suider-Afrika, Afrika boeredorp. Punt 2, groot, goed georganiseerde koninkryk. 3, handel met Afrika, die Midde-Ooste en Indië. En waar, dit is by Limpopo provinsie. Punt 2, op Mapungubwe heuwel in die Limpopo riviervallei. En wanneer ontstaan so wat 800 jaar gelede? Punt 2, bestaan van 1220 tot 1300 na Christus. Dan het jy so na Christus buite sit. En dan belangrik om te onthou, Mapungubwe beteken heuwel van die jakkals. En dan punt 2, dit was die hoofstad van 'n groot koninkryk. So hierdie is definitief 'n vraag wat gaan voorkom in die toets. Aan die regterkant is basies dieselfde woorde opgesom. So hierdie moet mense ongelukkig sit en herhaaldelik oorskryf en gebruik hierdie 4 opskrifte: wat, waar en wanneer om jou te lei. En skryf hierdie punte neer totdat jy uit jou kop uit kan ken of kan opsê. En dan gebruik, hierso is 'n paar visuele wat jy kan gebruik. Met ander woorde, by 1 is die eerste staat in Suider-Afrika, Afrika boeredorp. En dit is groot, goed en georganiseerde koninkryk. Handel met Afrika, die Midde-Ooste en Indië. Ekskuus, hierdie prentjie wys net hier is die regte foto van Mapungubwe heuwel wat vandag geneem is. En dan net die onderom te onthou, prentjie wat mense kan gebruik om te visualiseer, Mapungubwe beteken heuwel van die jakkals. So hierdie is ongelukkig punte wat mense moet neerskryf oor en opsê totdat mense kop uit ken en gebruik die wat, waar en wanneer moet te lei. Volgende skyfie, 1 en 2 se onderwerp is die koning en die heilige leierskap. So as kyk hier in die linkerkant, die koning en die heilige leierskap. Die hoofman of die koning van Mapungubwe, hierdie is ook 'n belangrike skyfie, hulle gaan definitief iets vra hieroor. So by punt 1, die koning het bo op die heuwel gewoon. Punt 2, dit het sy mag gewys. Punt 3, hy het saam met familie en belangrike mense gewoon op die heuwel. Punt 4, mense het geglo hy praat met die voorvaders. Punt 5, dit word heilige leierskap genoem. Die koning was heilige leier. Dit verwys terug na hierdie van die voorvaders. En dan punt 6, hy was in beheer van seremonies en rituele. Punt 7, hy was ook 'n reënmaker. En die reënmaker was baie belangrik. Reënrituele was 'n geheim deur die koning gedoen. Met ander woorde, die mense het hom nie gesien nie. Punt 8, reënmakers was dikwels sanmense gewees en hulle was ingeroep saam met die koning. En dan punt 9 is so wat 5000 mense wat in die dorp Mapungubwe gewoon het aan die voet van die heuwel gewoon, want hulle was nie belangrik genoeg gewees nie. So al hierdie basies opgesom, die heuwel is gelyk aan mag, die koning het bo op die heuwel gebly, en hoekom? Dit was nader aan die voorvaders gewees. So aan die regterkant kyk ons, hoe is dit makliker gemaak om te leer? Ons gaan 'n prentjie gebruik om die woorde te visualiseer, en dan skryf ons al hierdie punte, punt 1 tot 8 uit, 'n paar keer, totdat ons dit uit ons kop uit kan opsê, en selfs kan neerskryf uit ons kop uit. So by punt 1, die koning het bo op die heuwel gewoon, en dit het sy mag gewys. Hierso sien mense 'n koning met sy staf, en hy staan bo op die heuwel. Dan punt 3, hy het saam met familie en belangrike mense gewoon op die heuwel. Hier sien mense die koning waar hy in sy huis sit, of sy hut sit, en vuur maak, saam met familie en vriende. En dan punt 4, mense het geglo hy praat met die voorvaders. En punt 5, dit word heilige leierskap genoem. Dit is nou belangrik om te weet, omdat hy met die voorvaders gepraat het, was dit gesien as heilige leierskap. En hier sien jy mense die koning met sy staf, en hier sien jy mense 'n voorvader, figuur of gees. Punt 6, hy was in beheer van die seremonies en rituele. Hier sal mense sien die koning praat met 'n paar mense by seremonies en rituele, en dit kon gewoonlik gewees het waar hulle 'n dier geslag het en fees gevier het en gedans het.
En dan punt 7, reënmaak was baie belangrik, en die reënritueel was geheim deur die koning gedoen gewees. En dan punt 8, reënmakers, dikwels sanmense was ingeroep om in geheim saam met die koning te sit terwyl hulle sê nou maar gebid het vir reën, of ek weet nie presies wat hulle gedoen het, die bene gegooi het en hulle het gebid vir reën. So hierdie is presies die vorige skyfie, die 8 punte met die prentjies om te visualiseer. So as 'n mens leer, skryf 'n mens net elke keer die neer. Jy teken vir jouself vinnig 'n eenvoudige prentjie. Hierso sien jy die koning wat bo op die heuwel staan, die eerste punt. Dit het sy mag gewys, so mens kan seker maar so maak, soos goud. Eintlik moet mens die goud maak. En sy mag wys. En dan by die tweede ene, hy het saam met familie en belangrike mense gewoon. Hierso het 'n mens die koning geteken, vinnig 'n mannetjie met 'n kroon op, hy het aan die arms hier, daar is sy arms nou bygesit. En daar's mense om hom, en hy sit in 'n huis, en daar's 'n vuur wat brand, en onthou dit was bo op die heuwel gewees. En dan die derde en die vinnige skets wat jy kan maak is die koning. Jy teken byvoorbeeld 'n spook, of wat 'n gees is. En dan onthou net, hierdie is baie belangrik, heilige leierskap. En dan die volgende prentjie is, hy was in beheer van seremonies en rituele. Dit is nou die koning, hier sien jy koning. Hier word 'n bok of 'n ding geslag, bloed wat loop, en hierso is mense, hulle is baie gelukkig, of hulle dans, of wat ook al. En dan die laaste ene is, so reënmaak was baie belangrik, en dit is, die reënritueel was 'n geheim gewees deur die koning, en hy het alleen gedoen, saam met die sanmense. So het jy die koning, en hy bid vir reën, of whatever. Obviously kan jy seker vir jou sanmannetjie teken, sanmannetjie, eenvoudig. Hy het 'n pyl en 'n boog, byvoorbeeld. Om te onthou. So hierdie is net 'n illustrasie van om te wys hoe om te leer. Jy teken vinnige simpel prentjies, en dan skryf jy die woorde neer, en jy heg jou woorde aan 'n prentjie, en jy herhaal dit so totdat jy al die prentjies self kan teken en die woorde by kan skryf. Volgende skyfie van eenheid 2 se onderwerp is eerste klipmuurpaleis. Dit gaan ook 'n belangrike ene wees vir die toets. So eerste klipmuurpaleis gebou bo op die heuwel by Mapungubwe. Dit was deel van die koning se paleis gewees. Het die koning van die gewone mense geskei. Onthou, die koning het bo op die hierso, soos hierdie twee prentjies wat net gefuse is. Daarso is die heuwel, en hy sou op bo op gebly het, en die gewone mense het onder gebly. En deur op die heuwel te bly, het dit hom geskei van die gewone mense wat onder aan die voet van die heuwel gewoon het. En dan onthou maar net, klipmuur is gelyk aan die skeiding en plus mag. So die skeiding is die koning wat bo op die heuwel gewoon het, en dan het hom geskei, want hy was beter en sterker gewees as die res van die mense wat onder aan die heuwel gewoon het, en eintlik belangriker. So die volgende onderwerp wat ons nou gaan kyk by eenheid 2 is die betekenis van Mapungubwe heuwel. Hierdie is definitief iets wat gevra gaan word met toets. Dit is basies, hoekom was die Mapungubwe heuwel belangrik gewees? So eerstens was die heuwel was heilig gewees. So as mens aan die regterkant kyk, sal mens sien hier is 'n heuwel, en daar is goud om hom, hierso half, om te wys dat dit belangrik was, of heilig was. Punt 2, mense mag nie reguit daarna gekyk nie. So hierso sien jy mense, hulle loop amper half agteruit, want hulle mag nie na die heuwel kyk van Mapungubwe nie. Hierdie skies aan die regterkant is net 'n foto van die regte Mapungubwe heuwel vandag. En by punt 3, hulle het agteruit geloop en oor die linker skouer gekyk. Punt 4, gewone mense mag nie die heuwel uitklim nie. Daar was 2 stelle trappe,
Klipmure was bo aan die trappe en soldate het die trappe bewaak. Met ander woorde, hulle het wag gestaan hierso. En dan punt 8, hulle is die oë van die konings genoem, want hulle het gekyk vir gevaar en hulle het die koning beskerm. So hierso aan die regterkant het mense 'n foto van twee verskillende trappe, was klipmure bo gewees, en al hierdie mannetjies wat hier so staan, was soldate gewees, en hulle het weggestaan en die koning beskerm. So om net vinnig op te som deur die prentjies te gebruik, en dan kan jy eie notas net bysit, of hierdie in die linkerkant. So die heuwel was heilig gewees, dis kom hierdie goud hierbo is. Mense mag nie reg daarna gekyk het nie. As hierdie foto, hulle het altyd oor hulle linker skouer geloer. En dan gewone mense mag nie bo op die heuwel gewees het nie. En dan daar was twee stelle trappe wat opgelei het, en aan die bokant van die trappe was al klipmure gewees. En die soldate het die trappe bewaak of beman en die koning beskerm. En het is belangrik, hierdie soldate het bekend gestaan as die oë van die koning.